Welkom terug by ons kykers. Ons het vroeër gesels oor die El Niño verskynsel wat gaan posvat in die komende seisoen. En nou is ons terug by Marius Boshoff en Woltan Senekal van Villa Crop Protection om meer te leer oor hoekom weerdata vir hulle so belangrik is. Nou weerdata, Villa Crop Protection, dit klink vreemd, maar daar's 'n sterk koneksie. Marius, wil jy vir ons die geskiedenis van Villa Crop Protection verduidelik nie asseblief? Ja, kortliks, Villa is 'n maatskappy wat hier rondom 1995 ontstaan het. Daar was vroeër maatskappye wat so vroeg as 1989 begin het, maar 'n maatskappy wat primêr ontstaan het as gevolg van 'n behoefte aan 'n generiese napatentproduk reeks daar te stel vir die industrie. Hier rondom 2015 het 'n Amerikaanse koöperasie by die naam van Land O'Lakes 'n belangstelling getoon om 'n kommersiële belegging te doen in Suid-Afrika en basies die beheer en aandeel bekom in Villa Crop Protection. En ons het vir die laaste 10-11 jaar wat ons nou basies onder die leiding en rigting van die Amerikaanse groep Land O'Lakes, maar spesifiek hulle insetmaatskappy Winfield United in Amerika. Tipies ons spesialiseer in produkte, gewasbeskermingsprodukte, met ander woorde jou onkruiddoders, jou swamdoders, jou insekdoders, jou plantgroeireguleerders en jou byvoegmiddels. En dan het ons so hier en daar wat ons kyk na biologiese produkte ook. Maar oor die algemeen is dit ons fokuspunt. Die groter groep in Suid-Afrika, met ander woorde ons houermaatskappy Winfield United Suid-Afrika, het verskeidenheid van besighede. Daar's 'n navorsingsbesigheid, daar's 'n maatskappy wat spesifiek die weerstasie installering en die invoere daarvan vir ons hanteer. En dan het ons ook ons eie formulasie aanleg en dan is daar uiteraard ook 'n kleinhandel verspreider binne in die groep by die naam van Intelligrow. So Villa versprei sy produkte deur die land, deur meeste van die kleinhandelaars in Suid-Afrika. Dan het ons ook 'n vernoot in Massimong wat ook 'n minderheidsaandeelhouding het binne in die groep. Maar ja, ons spesialiseer in die konvensionele napatent chemie. En dis waar ons sekerlik bekend is. As ons dink aan, jy weet, waar kom hierdie in? Woltan, miskien kan jy daai invul. Hierdie struktuur van ons binne in die groter houermaatskappy gee vir ons unieke geleenthede, soos ons genoem het, die weerstasie besigheid, ons navorsingsgedeelte en so aan. Dit gee vir ons alles dat ons 'n geïntegreerde pakkie van inligting vir ons kliënte kan aanbied. So Villa Crop Protection, gewasbeskerming, weer, hoekom? Dit is belangrik dat gewasbeskerming in die regte omstandighede toegedien word, sodat jy die beste effek kan kry. Maar dit is nie altyd die realiteit nie, dit is nie die werklikheid daar so buite nie. So is vir ons belangrik om ook daardie ekstra ietsie te kan gee vir ons produsente daar so buite, om optimale gewasbeskerming binne in die optimale omgewing te kan toedien. Weer eens 'n uitdaging vir hulle. As die wind waai die wind. As dit droog is dit droog, maar miskien op hierdie manier kan ons hulle help om 'n paar beter besluite te kan neem. Wat bied julle? Hoe bring julle die weerdata op die ou end vir die boer prakties uit? Ons het wat ons noem 'n Villa Regional Weather Report. Nou dis eintlik reports, dis meer as een. Huidiglik het ons 46 streke, areas in die land wat ons geïdentifiseer het. Dis 'n plek sê nou maar soos Drakensberg in die Kaap of Koue Bokkeveld of die Mieliedriehoek. Sulke streke het ons geïdentifiseer, 46. Ons ambisie is om dit op te bring na oor die 80 sulke streke toe. Sodat ons dit so gelokaliseerd as moontlik te kan maak. Binne in hierdie streke het ons dan 15, hoeveel ook al weerstasies wat op die grond is. So daar is 'n grondwaarheid, 'n ground truth wat ons dan ook daaruit kan trek. Daardie weerstasies gee dan vir ons 'n baie sterk omgewings data ons bou 'n historiese datastel op met daai goeders. Ons het dan ook 'n vooruitskatting wat ons daarmee kan maak. Weerstasie gewys, ons is een van ons sustermaatskappye, Mythos, wat verantwoordelik is daarmee in samewerking met 'n Oostenrykse maatskappy Petzl, het ons op hierdie stadium binne in die netwerk so net oor die 600 weerstasies. Ons ambisie is om dit binnekort na
1000 toe op te bring binne die volgende jaar of wat. En ja, dan het ons nog 'n horison van 2000 sulke stasies. Dit gaan vir ons 'n geweldige sterk netwerk van inligting gee, baie sterk plaaslik, want ons voel weer en weer voorspelling is plaaslik. Klimaat is op 'n groter vlak, weer is plaaslik. Wil dan net vir jou vra, as jy in die vooruitsig het 2000 sulke stasies, gaan dit steeds dan net by 80 punte wees, of wat is die maan julle mikpunt? Ja, nee, die 100% ideaal is dat elke boer op sy plaas 'n weerstasie het, en baie van hulle het dit al reeds, maar ek dink die integrasie en die interpretasie van daardie inligting binne in sy groter omgewing en stelsel, dit is vir my belangrik. Die voordeel wat die Villa Regional Weather Report het vir ons op hierdie stadium, nie vir ons nie, vir die boere het op hierdie stadium is, hy het 'n vermoë om te kan sien wat gaan aan op sy plaas, histories, vandag en in die toekoms, maar dan ook, hoe presteer hy binne in sy onmiddellike omgewing. So as jy weerstasie nommer 7 is binne in die mieliedriehoek en jy is een van 20 stasies, het jy 'n baie goeie verwysing om te sien, trek ek agter, is ek onder die gemiddeld, is ek bo kan die gemiddeld, waar is ek binne in my streek en binne in my omgewing. Die gevaar van gemiddeldes is vir my weer eens 'n belangrike konsep. Ons moet dit nader plaaslik bring. Wat gaan aan hierso by jou? So, die ideaal, 'n stasie op elke ene. En weet jy wat, ek kan nie sien dat ouens dit nie doen nie. Hoekom nie? Hoekom sit jy nie met daai inligting? Dit is sulke waardevolle besluitnemingsgereedskap vir 'n boer. Wat is van die aspekte waarop jy fokus in terme van gewasbeskerming en weerdata? Wel, ek dink die beste om dit te antwoord is as jy kyk na kommersiële boere en ek dink ons uitvoer vrugte, groenteboere in die land is baie meer blootgestel aan die vereistes en regulasies rondom uitvoerstandaarde en dies meer. Uiteraard is ons 'n groot uitvoerder na die Europese Unie, Engeland, en dit is van ons strengste vereistes waaraan ons moet voldoen. Wat hierdie uitvoerboere behels in terme van die kontraktuele vereistes is onder andere goeie landboupraktyk. Nou dit is 'n geweldige wye term. En as 'n insetmaatskappy wat spesialiseer in die chemie en die gewasbeskerming, speel ons 'n geweldige belangrike rol, en dis 'n groot element want dit het 'n sekere inherente risiko's as jy met landbouchemikalieë werk. So die bekende sogenaamde Global GAP, die GAP staan vir Good Agricultural Practices, is 'n standaard sertifisering, 'n onafhanklike audit wat elke uitvoerplaas wat na die Europese Unie toe gaan, sal aan voldoen, en terloops daar's heelwat van dit wat ook lokaal is vir die lewering met lokale besighede soos die Woolies en die McCains en dies meer. Maar gefokus op dit, is daar baie spesifiek 'n vereiste, en hulle praat van in hierdie sertifisering praat hulle van onder andere jou geïntegreerde plaagbeheer, in Engels jou IPM beginsels, en jou integrated pest management het 'n baie normaal of 'n baie logiese vloeiing van hoe dit werk. En as ek so 'n bietjie daar kan stil staan en inzoom en te sê dat hy 3 groot fasette. Die eerste een is, doen 'n boer alles wat hy kan of sy kan om te sorg dat die basis van goeie plantgesondheid daar sit. En wat bedoel ek daardeur? Algemene praktyke, die seleksie van variëteite, voeding, besproeiing, opvolggewasse, 'n hele reeks van wat ons alom verstaan as goeie voorkomende praktyke wat ons kan volg. Die tweede komponent gaan oor observasie. Observasie is tipies wat ons ken as sogenaamde scouts of inspekteurs wat op 'n plaas sal gaan insekte tel of siektesimptome soek en tel, maar 'n baie belangrike komponent van observasie en risikobestuur is klimaat. En baie min mense fokus regtig daarop, is om te verstaan as 'n insetverskaffer, hoe kan ons kliënte, hoe kan ons boere beter toedeel om hierdie besluite te neem. Die einde van jou geïntegreerde plaagbeheerstrategie lê daarin dat jy moet alles oorweeg, beide kulturele praktyke sowel as biologiese oplossings, voordat jy kyk na jou chemie. En as jy dit sien binne in daai konteks,
het ons as 'n maatskappy Willa besluit dat ons kan regtig 'n eerlike behoefte wat daar bestaan vervul deur om 'n klimaat ondersteunende tipe van 'n diens aan te bied. Voltaan. Besluitneming is eintlik waaroor al hierdie goeders gaan vir die landbouer en ons wil hom graag daai vermoë gee om ingeligte besluite te kan neem rondom hierdie gewasbeskerming. As jy 'n groot boer is en jy het 'n bepaalde spuitvenster binne 'n spesifieke groeistadium van jou gewas en jy moet 'n besluit neem, waar gaan ek wat eers te doen? Sal ons graag wil help daarso om vir hom 'n ingeligte besluit te kan neem. As ons vir hom kan sê jy het in die volgende 7 dae 3 goeie spuitvensters. En dit is volgende week aan die einde van die week, Woensdag, Donderdag en Vrydag. Daar kan hy gaan besluit. Hierdie en daardie blokke is vir my belangrik vir hierdie en hierdie redes. Miskien moet ek eers daarso gaan fokus. Want daar gaan ek die grootste effek of die grootste verskil kan maak aan my boerdery. Of daar lê vir my 'n bepaalde risiko voor. As ek binne die volgende 2 dae miskien dalk 'n bespuiting gaan doen, gewasbeskermingsbespuiting, loop ek dalk die risiko vir dinge skade. Ja, fito op my plante wat 'n bepaalde invloed op my uitkomste gaan hê. So ja, ons wil graag help om daardie besluitneming beter te kan doen met nie net weer data nie, ek sê weer eens, data is nie die probleem nie, die besluitneming, die intelligensie daarso agter. En dit is waarvoor ons aspireer. Ons weet boere is baie praktiese mense, ons ken hulle as baie praktiese mense. Het julle vir ons praktiese voorbeelde van waar julle data al 'n verskil kon maak met iemand se besluitneming? Ja, ek dink daar's regtig goeie voorbeelde van waar hierdie tipe van klimaatdata gebruik word op die boord of op die wingerd of op die veldvlak waar ons opereer. Die beste voorbeeld waarna ek kan dink is meeste van jou swamsiektes het 'n kombinasie van water, vrye water, dou, humiditeit en temperatuur nodig vir die ontkieming van spore, vir die infeksie wat plaasvind op die plant, vir die voltooiing van daai lewensiklus van daai swam, totdat daar weer spore geproduseer word. En die wetenskap is redelik sterk al onderlê in daai beginsel. So ons weet dat wanneer hierdie periodes bymekaar kom, dat jy 'n advies gaan op jou plaas gee. Nou, die detail van 'n advies is baie spesifiek en dit word gewoonlik deur 'n gewasadviseur aan 'n boer ook gedoen. Daar's uiteraard baie ondervinding vir 'n boer wat sy lande, wat sy wingerd, wat sy boorde baie goed ken. Maar elkeen van hierdie siektes het 'n algoritme. En ons is in staat om baie van hierdie algoritmes te simuleer, maar met die interpretasie van die lokale ondervinding dan 'n besluit te neem rondom, verander ek miskien my kontak swamdoder na 'n sistemiese swamdoder? Is ek beskerm deur hierdie periode van hierdie fenologiese stadium van die gewas? En daar's verskeidenheid van sulke voorbeelde wat ek vir julle kan gee. Jy weet, hier in die middel van die 2000s was daar basies die mango bedryf wat daai tyd baie sterk ontwikkel het in gebiede soos Hoedspruit, Letsitele, Constantia. En dit was lam gelê in die middel, ons praat hier van 2005 rond, dit was lam gelê deur 'n bakteriese siekte met die naam van swartvlek van mango's. En die primêre klimatologiese veranderlike was wind. En wind het skade veroorsaak op klein boontjies wat nie baie weerstand gebied het teen windskade nie. En dit het gelei tot in baie gevalle 80-90% van die gewas wat dan nie uitvoerbaar was nie. So dit is heelwat voorbeelde wat ons kan gee. En miskien as ons nou teruggaan na ons vakgebied in terme van byvoorbeeld onkruiddoders, Voltan, ons werk gereeld met boere waar ons aanbevelings van onkruiddoders pertinent is. Definitief in daai gedeelte van gewasbeskerming, die besluit wat jy moet neem in terme van wat se tipe onkruiddoder ek moet gebruik, tipe van formulasie speel 'n rol en dan ook toediening. As ek sien, volgende klompie daar, potensiaal is daar vir reën en ek het nog 2 of 3000 hektaar wat ek moet beskerm, dan is my keuse, gaan ek dit doen met my trekkerspuit of gaan ek 'n vliegtuig daarso op inroep. So daar's 'n klomp geleenthede deur die jare wat ons nou al gesien het waar hierdie tipe van inligting daadwerklik vir 'n boer in 'n positiewe rigting kon gestoot het met goeie besluitneming wat hy kon gekry het.
Walton, is daar sekere scenario's wat jy vir ons kan skets? Hoe so iets kan werk? Ja, nee, definitief. Daar's 'n klompie sulke wat ons nou al gesien het. Na wat ek nou net verwys het, waar omgewingstoestande begin moeilik raak het, of die ou se spuitvenster is baie beperk, of sal ek nou 'n kontakdoder gebruik en sal ek 'n sistemiese produk gebruik. So nee, daar's 'n klompie daarvan. Die enigste keer wanneer jy daai ingeligte besluite kan neem, is wanneer jy weet waar is jy nou op hierdie stadium in jou groeiseisoen, waar bevind ek myself met die gemiddeld binne in my omgewing oor die afgelope jare, en dit gaan vir my ook 'n vooruitskouing kan gee. Waar is ek oor die volgende 7 dae? Wat is belangrik vir my oor die volgende 7 dae? En dit is maar so half ons lese binne in die Villa Regional Weather Report wat ons uitgebring het, is ons sê hindsight gee vir my insight van vandag, sodat ek môre kan foresight hê. En dis die 3 punte waarna ons verwys vir jou om 'n ingeligte besluit te neem. Jy moet weet waar staan jy in vergelyking met die verlede, maar ook in jou eie omgewing, sodat ek vandag met my inligting wat ek vandag het, 'n besluit moet neem oor môre. En dis vir ons belangrik. Ek wil bylas, as ons teruggaan na 2015-16, daai periode wat ons ook 'n El Niño verskynsel ondervind het. En dit was 'n besonderse moeilike periode, want dit was 'n lang droogte gewees. En as ons teruggaan en vir 'n boer vra in daai tyd, nou ons het vroeër gepraat oor grondwater en hoe jy die grondwater wil preserveer. En so die konteks van onkruide wat nou in hierdie winter gaan ontkiem, en dit gaan natuurlik in die lente gaan dit groter word. Ons dink aan skraalhanse, ons dink aan amaranthus, ons dink aan 'n verskeidenheid van onkruidspesies wat gaan voorkom. As hulle te lank gelos word, gaan hulle saad skiet. So mense wil hierdie beheer, maar wat kan jy verwag van 'n onkruid wat in moeilike omstandighede, met ander woorde hitte, droogte, ontkiem en groot word? Jy verwag amper asof daai onkruid 'n bietjie verhard. En so dit verander die tipe van chemie wat jy kies, maar dit verander ook die byvoegmiddel wat jy gaan bysit hierdie rondte, om seker te maak dat daai produk word wel deur daai moeilik beheerbare onkruide opgeneem. En ek dink baie van hierdie klimaatsverskynsels druk ons persepsie van 'n onkruid wat moontlik nou lyk of hy weerstandbiedend is, maar hy is maar net verhard as gevolg van die klimaatsomstandighede. En natuurlik as jy onder daai moeilike omstandighede bespuiting gaan doen in die middel van die dag, die temperature hoog is, jou verdamping, jou wegdrywing, al hierdie het 'n groot impak om nie net verantwoordelik op te tree, maar te sorg dat jy die regte bespuiting op die regte tyd doen, met die regte produk, want die duurste bespuiting is die een wat nie werk nie. Ja, in hierdie komende seisoen waar ons potensieel gaan sit met wateruitdagings binne in die grond, goeie onkruidbeheer is ongelooflik belangrik. Boonbehalwe nou vir weerstand en al die ander dinge rondom onkruidbeheer, nutriënte, vogbewaring. As daai onkruid daar bly staan en jy haal hom nie uit soos wat jy moet uithaal nie, hy kompeteer vir vog vir hierdie moeilike paar dae en maande wat vir ons voorlê. So dit is geweldig belangrik. En weet jy wat, dit begin nou al. Ons is geneig om te dink in 'n geval miskien dalk soos die El Niño verskynsel, droogte en hitte wat ver is, maar hier begin ons met 'n besonderse nat winter alreeds, met 'n klomp onkruiddruk, met siektes en peste wat oorleef binne in daardie omgewing, wat vir ons potensieel verder vorentoe invloed gaan hê, buite die normaal. So ja, dit begin nou al hierso, in hierdie seisoen, hier waar ons nou is. Ek dink vir ons rygewas ouens, goeie winteronkruidbeheer is krities op hierdie stadium, in voorbereiding vir 'n potensiële El Niño effek wat ons later in die jaar kan hê. Ek gaan nou vir altyd van julle dalk 'n moeilike vraag vra, maar as julle hierdie vraag kan antwoord, dan is ek seker as julle voor in die koor. Wanneer moet 'n boer begin plant hierdie komende seisoen? As hy 'n grondboer is wat nie 'n vaste gewas het nie. Ek wil net my kristalbal gehou gaan kry. Ons het so enetjie daar in die stoor. Baie moeilike. En weer eens, ek haal my hoed af vir ons landbouers wat hierdie tipe van kritiese besluite moet gaan neem.
Ek dink die antwoord is wanneer hy sy data ordentlik na gaan kyk, dit wat hy het, en sy risiko daarvolgens geassesseer het. En dis meer as een faset. Dit hang nie net af van die gewasbeskermingsadviseur nie, dit hang nie net af van die saadadviseur nie, dit hang van 'n klomp mense af, en geïntegreerde besluite wat daarmee saamgaan. Nie een van daai adviseurs staan los van die ander nie. So, wat is my raad? Ek dink 'n mens moet daai manne almal om een tafel kry. As ek nou oom Boer was en vir hulle gesê het, manne, wat doen ons hiermee? Wat gaan hier die invloed hê op my boerdery en hoe gaan ons saam deur hierdie ding gaan? En ek dink enige van daai insetverskaffers is meer as genee om daai gesprek te hê met ons landbouers. So dit sal my antwoord wees. Nadat jy al die ouens rondom 'n tafel bymekaar gekry het, dan kan jy gaan. Ek wil bylas dat jy kan scenario analise beplanning doen. Jy kan sê, goed, kom ons praat van 'n normale groeiseisoen wat ook al normaal gaan wees. Ons sien oor 'n aantal jare die verskywing van ons reënpatrone. Ons sien die verskywing van ons ryperiodes hier in Maart, April, ook na 'n bietjie later toe. En jy weet, terwyl ons daar kyk na jou gewas en jou plant, moet ek sê die genetika stel jou in staat om sekere besluite te neem. Gaan ek 'n kort groeier variëteit kies? Gaan ek 'n lang medium groeier kies? Wat as ek teen Kersfees nog geen reën gesien het nie? Is daar 'n alternatiewe gewas in my gedagte? Gegeewe dat jy moet jou beplanning so doen om te verstaan dat jy moet jou weerhoudingsperiodes tussen jou rotasies van jou gewasse bestuur in terme van jou chemie. En so jy kan verskeidenheid van scenario's gaan beplan. Wat jou gaan help as jy byvoorbeeld ons wil 'n regional report en sê die weer langtermyn voorspellings gaan dophou, dan gaan jy basiese indikasie kry waarheen is ek besig om te beweeg. Ek dink daar is ook baie navorsing wat gedoen word deur die biotechnologiese maatskappye, die saadmaatskappye, om te kyk na droogteweerstandbiedendheid, te kyk na verskeidenheid van ander aspekte. As jy in 'n moeilike omstandighede, met ander woorde 'n gestreste plantgesondheidsscenario ingaan, oorweeg byvoorbeeld jou biostimulante, wat 'n bietjie die stref kan buffer of ophef tot 'n groot mate. Daar's hierdie tipe besluite wat jy nou al kan begin neem. Alles natuurlik binne die konteks van jou verwagte profit. Jy weet, jy wil nie jou oes verkoop lank voordat hy geoes is nie. En ek dink dit gaan vir boere, veral in die konteks van ons lae kommoditeitpryse van graangewasse, gaan ons moet dophou, en die surplusse, ons is almal bewus daarvan. So gaan doen jou somme, gaan crunch hierdie nommers soos hulle sê, en kyk na die verskillende scenario's, en werk saam met jou konsultante en jou insetmaatskappye, en werk met jou kommoditeitsorganisasies, sodat jy daai langtermyn insette kan verstaan in terme van die pryse en waarheen dit beweeg ook. Praat met jou bankbestuurder. Marius, julle het gepraat van julle kristalbal wat julle wegsteek daar by die kantoor. Met hierdie kristalbal kan jy vir die boere moet inpraat. Ons kan nie vir hulle reguit antwoorde gee van hoe, wat, waarom, wanneer om te plant en te weet en te oes maar kan jy die boere moet inpraat op hierdie stadium van die geveg? Want daar's moeilike omstandighede daar buite. Ja, uiteraard, en ek dink nie ons boere was nog nie hier gewees nie, so ek dink daar's 'n goeie geleentheid om ons bewustheid te kweek hierso, en heeltyd in gesprekke wees, en ek miskien net weer terugkom, so hierdie inligting wat ons as 'n maatskappy gee. Kyk, ons primêre besigheid is die verhandeling van landbouchemie. Dis waar ons, maar ek vind dat wanneer ons praat van landboutegnologie, het sy dit aan die een kant presisielandbou is, besluitnemingslandbou is, ons almal word gekonfronteer deur KI of kunsmatige intelligensie, AI, en ons weet dat ons het data nodig om beter besluite te kan neem. Maar daai Engelse woord van resilience, jy bou dit deur om absoluut die advies wat ons gee te verbeter oor tyd. So ons neem spesifiek hierdie posisie in as 'n maatskappy, en ons stel hierdie verslae beskikbaar vir enigiemand wat wil dit ontvang op 'n gratis vlak. En ons glo ook dat die huidige konsortium van ons wat deelneem in hierdie, met ander woorde Pessel, Metals, Villa, Winfield United, ons vernote in die kanaal,
Almal van ons het hierdie inligting nodig en ons doen dit op die maklikste manier om dit beskikbaar te stel. En dan het ons ook gereeld interaksie met die kommoditeitsorganisasies wat dieselfde doelwitte nastreef om hierdie beskikbaar te stel en ook dit beskikbaar te stel vir navorsers. En so dis ons doelwit om te sê, hoe kan ons help? Woltan, jou boodskap van hoop. Vir ons boere het ons die Villa Regional Weather Report wat ons vir hulle gee. Dis 'n gratis verslag elke maandag. Jy kan hom kry of op 'n WhatsApp of op 'n e-pos. Gaan na ons webwerf toe www.villacropprotection.co.za en kyk 'n bietjie daarso en dan kies jy daarso watter streek is vir jou belangrik en kry die inligting. Marius, Woltan, baie dankie dat julle by ons aangesluit het. En baie dankie vir die Villa Crop Regional Weather Reports en dat ons dit gratis kan kry. Daar's min dinge wat deesdae gratis is in die lewe. En ons kykers en ons luisteraars gaan besoek villacrop.co.za, gaan kyk wat die inligting is daar wat jy gratis kan bekom wat jou gaan help met jou besluite.